So een van julle het nou vir my gevra, watse challenges sal jy nou hê as jy aansoek doen vir die US rap program? Ek meen, waar was jy die hele tyd? Het jy geslaap? Watse challenges sal jy hê? Nommer 1, om hier te kom bly is anderste. Dis heel anderste. Dink nou net daaraan, né? Dis onderste bo, agterste voor, inside out, upside down. Dis hoe jou wêreld gaan wees. En jy sal al die tyd sulke regstellings moet maak. Net soos ek nou met my bril gemaak het, sal jy sulke regstellings moet maak. Want jy gaan so voel, wanneer jy aankom, asof jy nie behoorlik aanpas nie. En dan die grootste ding is die alleenheid. Die alleenheid. Die alleenheid, want die Afrikaners is, iets het fout gegaan met hulle. Hulle raak so verneig met mekaar. En as iemand iets bring en hulle is op 'n groep, dan is hulle, maar hoekom het jy nie dit vir my gegee nie? Ek wil dit vooruit reeds bestel. As daar weer 'n ketel is, dan wil ek die ketel hê. En so gaan dit aan, jy weet. Maar, julle moet nice wees met mekaar. Maar nou ja, so om vir die persoon te sê, wat se challenges gaan jy hê? Elke ding gaan 'n challenge wees. As jy kyk na die water wat uitloop uit die bad uit, gaan jy sien, dit loop nie so om nie, dit loop so om, jy weet, dit gaan nie meer so om wees nie, dit gaan so om wees. Nou, om te dink, nou moet jou brein dit alles verwerk. Even die elektriese lig switches, net om 'n lig aan te sit. Jy weet, is die teenoorgestelde. So al hoe ek dit kan onthou vir myself is af, dan is die lig af. En so dis hoe dit nou werk, en op is aan, jy weet, en die water loop die ander kant uit, en ek meen, alles is anders, en so net so dat jy weet, even die hemel, dat hemelblauw, hemelpersblauw, in Afrika is die hemel 'n ander kleur, as in Amerika. Dis nie dieselfde kleur nie. Dit is blauw-pers in Suid-Afrika at least, en in Amerika is dit ligblauw, baby blue. I can't tell you, so alles is anders. Die mense is anders, die mense se humorsin is anders. As jy hier kom, dan dink jy regtig hulle is 'n bietjie vlak in die dak oor die goed wat hulle dink is funny en snaaks. En as hulle 'n straat se naam gee, dan gee hulle dit, of 'n plek 'n naam gee, dan is dit net dood eenvoudig. Wat hulle sien, dis wat hulle sê. Soos die een dorp hierso uit Noord, die dorp se naam is Round Rock, want hulle letterlik kon nie aan 'n beter naam dink nie. Hulle kan nie baie diep gedink het daar nie. Hulle het 'n ronde rots gesien in die rivier, toe hulle deur die rivier kom, en toe noem hulle dit Round Rock. Ek meen, honestly, dis wat hulle mee opgekom het. En die dorp uit Suid is Buddha. Wie noem 'n plek Buddha? Rarig, daar's soveel ander name wat jy kan kry, né? En so gaan dit aan, jy weet, dat ek sal jou sê, so om vir my te vra, wat se challenges gaan jy wees? Die lewe, elke oomblik gaan 'n challenge wees. En die grootste ding is die feit dat jy het nie dieselfde support systeem nie. Nou is jy altyd excited, want jy gaan nou aansoek doen en jy gaan hiernatoe kom. En dan as jy eers hier is, dan tref die alleenigheid jou. Ek het nou juis met iemand gepraat gister, wat gesê het, wel, sê, een refugee vriend het nou teruggegaan na Suid-Afrika toe, en die ander refugee vriend, wat hy saam mee gekom het na Austin toe, gaan nou ook weg, en die ene gaan na Tennessee toe. So, die alleenigheid, om te weet dat jy is hier. Jy moet net lank dink voor jy hiernatoe kom. Kan jy dit stomach om by jouself te wees? En hoe gaan jy dit doen? En
So, en as jy al reeds hier is, vra vir help. Daar's baie mense. Gaan na 'n kerk toe, reik uit. Dis hoekom ek sê, jy moet kerk toe gaan, want jy moet deel van 'n community word. Jy sal nooit deel van 'n community word, en jy moet deel van die Amerikaanse community word. Dis hoekom jy hiernatoe gekom het. En dis 'n klomp nuwe goed wat jy moet leer. En baie van dit gaan jy nie van hou aanvanklik nie. Ek meen, dink daaraan. In Texas eet almal boontjies. Ek het nooit boontjies geëet nie. Ek het nie peanut butter geëet nie. Nou is my favorite toebroodjie is 'n peanut butter en heuning toebroodjie. Ja. So alles is anders. En die grootste ding is, jy gaan nie meer jou familie, jou vriende, jou taal hoor nie. So, dit is 'n nuwe wêreld en jy moet reg wees daarvoor. En as jy nie reg is daarvoor nie, bly liewer in Suid-Afrika en gee die geleentheid vir iemand anderste wat dit wil hê. Wat dit so baie wil hê, dit maak nie saak wat kom nie, hulle sal deur dit leef. Bly liewer daar. As jy besig is jou pa 'n groot plaas het en jy gaan dit erf en jy wil daai plaas erf wat die swart is, die groen, met al hierdie groen wette vir hulle, groen wette want dit is alles 'n weiland vir hulle, nê? Van land grabs, wat jou plaas van jou af kom vat, dan gaan terug Suid-Afrika toe en gaan kry daai groot miljoen dollar plaas, en dan, jy weet, hou styf vas aan hom. Maar ek sou voorstel dat jy miljoene wagte om jou sit, dat jy nie net doodgemaak word in jou slaap op daai nice plaas nie, jy weet. Of môre kom hulle en sê, get out, this is our land now. So, dink hoe kom jy na toe kom. En as jy wil agterbly vir grond, as jy agter wil bly vir ouers, dan moet jy daar bly. Daar is ook die man en vrou wat daar bo in Minnesota aangekom het, en die man en die kinders het gebly, maar die vrou het teruggegaan Suid-Afrika toe. Guess what? Sy kan nooit weer hiernatoe kom nie. She just lost her husband and her children. So, daar is meer as een Afrikaner wat alreeds te skei bang was om dit te maak werk vir hulle. En niemand het ooit gesê dit gaan maklik wees nie. Dit is nie maklik nie. Dis 'n emosionele verandering, dis alleen, en dis hoekom ek altyd sê, daar's die honeymoon phase, en die honeymoon phase kan enige iets van 3 na 6 maande vat. Okay? En baie van die mense hierso kry nie 'n werk voor 3 maande nie. So, dit gaan maar bietjie rof wees partykeer, jy weet? En dit gaan rof wees op jou mental health. Ja, ek meen, dit is nie so maklik nie. So, jy gaan vir jou 'n support systeem hier moet opbou. Jy gaan 'n to-go-to persoon moet hê. Miskien 'n Afrikaner op WhatsApp, wat saam met jou op die vliegtuig hiernatoe gekom het, laat jy met daardie persoon kan praat. Jy gaan iemand moet hê met wie jy praat. Dit is nou maar net so. Ek weet nie hoe om anders vir julle te sê nie. Ek probeer julle help. Maar hierdie ding wat mense kom en dan hardloop hulle weer terug, want hulle het nou skielik gaan hulle nou skatryk wees in Suid-Afrika, of miskien verlang hulle te veel na mammy en papi. Dit moet ophou, want jy het natuurlik dit nie deurgedink nie. Want jy vat die geleentheid van iemand anderste en jy maak die program belaglik. Julle kan nie so aangaan nie, né? So, wat is anders? Wat is challenges? Alles is 'n challenge hier. Dit is dit. Die lewe is 'n challenge, want dit is 'n nuwe lewe. Niks is dieselfde nie. Niks nie. Wat is dieselfde? Nie eers Engels is dieselfde nie. Nie, hulle gebruik ander Engelse woorde. Nie eers cursive writing is dieselfde nie. Cursive writing is anders hierso as in Suid-Afrika. Dit is 'n feit.